Voordat ons opstaan wil ek net gou open met gebed asseblief. Sluit die oë. Dierbare Vader, dankie Here dat ons vandag binne in die huis kan wees, Here. Dankie Here dat U vir ons die krag gegee het om op te staan, Here, en te kom na U huis, Here. Ons bid vir elke persoon wat vermoede nie is nie, Here, in hulle afwesigheid, Here, bid ons en ons vra, Here, dat U hulle ook sal seën, Here, soos wat U vir ons vanmôre gaan seën, Here. Ons almal is hier met 'n verwagting, Here, en ons glo en vertrou, Here, dat U seëning gaan val op ons vanmôre, Here. Wees met elke persoon, Here, wees met Tannie Rietjie en pastoor en hulle hele gesin, Vader. Dra hulle deur hierdie tyd wat hulle nou deur moet gaan, Here. Hou hulle toe met U liefde, Here. Vee elke traan wat hulle vandag stort en volgende week wanneer dit die diens is, Here. Vee elke traan af, Here. Maak hulle rustig, Here, en gee hulle die krag om aan te beweeg, Here. Seën daai gesin, Here, is my gebed, Here. Ek vra dat U met ons sal wees en dat U nou die verrigtinge sal oorneem, Here, maar dat alles in U wil sal gebeur van hier af vorentoe, Here. Nie ons wil nie, Here, nie net uit onsself nie, Here, maar uit U uit. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. So julle kan maar opstaan en dan gaan ons lekker saam sing in Here se naam voor. Ek gaan daar gaan staan bietjie. Over and over again, I keep falling in love. Over and over again. It's sweet as the days go by. Oh, I love you, Lord, and I keep falling in love again. Over and over again, over and over again. I keep falling in love again, over and over again. Over and over again, I keep falling in love with you. Over and over again, over and over again. You get sweeter and sweeter as the days go by. Oh, I love you, Lord, and I keep falling in love with you. Over and over and over and over again. I keep falling in love with you. Over and over again. Over and over again, I keep falling in love with you. Over and over and over again. You get sweeter and sweeter as the days go by. Oh, I love you, Lord, and I keep falling in love with you. Over and over and over again. I'm so glad Jesus is with me. I'm so glad Jesus is with me. I'm so glad Jesus is with me. Singing glory, hallelujah. Jesus is with me. I'm so glad Jesus is with me. I'm so glad Jesus is with me. I'm so glad Jesus is with me. Singing glory, hallelujah. Jesus is with me. Let me down, but Jesus is with me. Let me down, but Jesus is with me. Let me down, but Jesus is with me. Singing glory, hallelujah. Jesus is with me. I'm so glad Jesus is with me. I'm so glad Jesus is with me. I'm so glad Jesus is with me. Singing glory, hallelujah. Jesus is with me. Let me down, but Jesus is with me. Let me down, but Jesus is with me. Let me down, but Jesus is with me. Singing glory, hallelujah. Jesus is with me. I am you and for the living. I am the light divine. I am the love of the Spirit. I'm abiding the vine. Abiding the vine, abiding in the vine. The Lord and peace is in me. I am the Spirit, power and victory. Abiding in the vine. I am the Spirit of living. I am the rock divine. I
Hallelujah.
Jesus, lover of my soul. Jesus, never let you go. Taking me from the grave, set my feet on the rock. Now I know I love you, I need you. Though my Lord, never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you till the end. Jesus, lover of my soul. Jesus, never let you go. Take me from my grave, set my feet on the rock. Now I know I love you, I need you. Oh, never let it go. My Savior, my closest friend, I will worship you till the end. Amen. Baie dankie julle. Julle kan maar die sitplek neem. Ek vra verskoning vir daai een mix van pastoor daar tussenin. Hoor ek het al die video's deurgegaan, maar daai net ek gedink, nee, dis veilig. En dis is toe nou nie veilig nie, dis daar 'n mix daar. Maar dit was baie lekker. Dit was lekker vir my om bietjie daar te kon wees en te kan ontvang. Ek sê altyd vir pastoor hier op die verhoog, ons ontvang, maar nie so lekker soos daar nie gehoor nie, want ek was so besig hierso om my note te kyk en my druk, dat ek nie verkeerd druk nie, dat ek kan nie die liedjie inneem en die salwing inneem nie, so dit is vir my so lekker nou vanoggend gewees om bietjie saam met julle te kan daar wees. Ek wil ook net vir elke pa sê vanoggend, gelukkige Vadersdag. Ons is regtig, ons is bly julle is in ons lewe en ons is bly die Here het vaders vir ons gegee om ons te lei in hierdie wêreld en in hierdie donker tyd. Vanoggend wil ek met julle praat, ek gaan dalk net probeer so 'n bietjie uit asem met vanoggend wil ek met julle gepraat het oor Abraham. Nou die storie van Abraham en Isak, almal ken seker die storie van Abraham en Isak. Maar dit is in Genesis 22, ek het nou nie laat dit op die bord sit nie. Dit is in Genesis 22, God het vir Abraham op die proef gestel. En God het vir Abraham gesê, neem jou enigste seun Isak, vir wie jy lief het, en gaan offer hom op in die land Moria, op die berg wat ek vir jou sal wys. En Abraham het die môre vroeg klaargemaak en hy het 2 diensknegte geneem en hy het sy seun Isak geneem en die hout en alles wat hy nodig het. En hulle het vir 3 dae lank geloop. En toe in die verte, toe sien Abraham, daar is die berg wat God vir hom gewys het. En hy het toe vir sy dienaars gesê, bly julle hierso, ek en my seun gaan van hier af vorentoe. En hulle het gegaan en hulle het so rukkie gestap en Isak vra, maar vader, hierso is die hout, en hierso is die vuur, en hierso is alles wat ons nodig het, maar waar is die lam? En Abraham antwoord hom, God sal vir homself 'n lam voorsien as brandoffer. En Abraham, hulle het op die berg gekom en Abraham het 'n altaar gebou en hy het die hout neergelê en hy het sy seun vasgebind en hy het hom neergelê en toe die mes wou uitsteek, toe 'n engel uit die hemel uit vir hom geroep en gesê, moet jou seun niks aandoen nie. Want ons sien, ek weet nou dat jy God vrees. En toe hy so omkyk, toe staan daar 'n bokram daar
wat die Here voorsien het en hulle die bokram geoffer. En dit was nou die storie van Abraham. En verder, as jy verder lees, jy sien dat God het hom toe nou geseën en gesê, ek sal jou en jou nageslag seën en hulle sal wees soveel soos die sandkorrels op die strand en hulle sal soveel soos die sterre wees. So jy sal baie hê. En in hierdie verhaal wil ek graag kyk na die gehoorsaamheid van Abraham. En sy getrouheid aan God. As ek moet dink, hy het 3 dae lank geloop met sy seun en sy dienaars en hy weet wat hy nou hier vorentoe gaan moet doen met sy seun. En ek weet nie hoe oud was sy seun op daardie stadium nie, maar kom ons sê hy was groot of hy was klein, maar nog steeds om in jou kind se oë te moet kyk en te weet wat jy nou gaan moet doen vir God, want dit is 'n opdrag van God af en jy wil nie ongehoorsaam wees nie. En vir 3 dae loop, dink ek, hoeveel keer het Abraham gesê, nee, ek dink ek draai net hier om. As hy die oggend opstaan en sy goedjies oppak en dink hy, kom ons draai net eerder terug en ons gaan net eerder terug daar waar ons vandaan gekom het. En ek dink hy het gebid en gesê, Here, asseblief, help my net. Vader, help my net. En hy het gedink, as ek net elke treetjie moet aanhou en elke dag opstaan, ek moet aanhou, ek moet deurdruk, ek moet vertrou, ek moet net loop, ek moet net aanhou, ek moet net loop, ek moet net aanhou. En ek dink, so moes hy homself dalk maar ook bemoedig het om te sê, Abraham, jy moet hierdie doen, jy moet net aangaan. En ook so kan ons kyk na Isak se vertroue in sy pa. Want hy het ook maar net saam gegaan, hy weet nie wat lê vorentoe vir hom op die pad, maar hy het sy pa vertrou. En hy het in sy pa se spore geloop, maak nie saak waar hy toe sy pa gegaan het, of waar hy in sy pa hom gestuur het, het hy sy pa gevolg, soos wat Abraham vir God gevolg het. En so kan hy ook sy vertroue op sy pa stel. En God se belofte aan ons is, as ons hom 100% vertrou, dan sal hy vir ons voorsien. En ons as ouers, belangriker dink ek die paas, moet hulle kinders leer om met alles 100% op die Here te vertrou. Want dis al hoe ons in hierdie lewe van vandag gaan deurkom, sodat hulle paaie gelyk sal wees, sê die woord, sodat hulle niks sal kort kom nie. En Abraham, dink ek, was die lig vir sy geslag. Hy was die lig wat vooruitgeloop het en die pad gelig het vir sy kinders en hulle kinders en hulle kinders en hulle kinders. Abraham het die standpunt gemaak en gesê, dit is hoe jy God volg. Maak nie saak wat God van jou verwag nie, maak nie saak hoe moeilik dit gaan wees om daardie pad te stap nie, dit is hoe jy dit moet volg. En sy kinders en hulle kinders en hulle kinders het in daai voetspore gevolg. En dit dink ek is hoe 'n pa moet wees. As ek dit moet sê, sal ek sê, 'n pa is die front line of defense. 'n pa is die een wat voorloop en die pa is die een wat die pad oopmaak vir sy gesin en sy kinders om in sy spore te loop. En om die lig te sien. Nou in ons geloof, ons het nou die dag toe ons by 'n pastorale samekoms was, maar ek dink baie van julle sal dit seker weet, het ons gepraat oor 'n man wat voorloop en 'n vrou agter. En interessant het ek nou iets uitgevind of iets geleer wat ek nie geweet het nie. In ons geloof glo ons mos die vrou loop voor. Dit is verskriklik ongeskik as 'n man so net hier voor jou kom loop en hy laat jou nie voorloop nie. Maar in die ander tradisies, in die ander gelowe glo hulle dat die man loop voor en die vrou loop agter en die kinders agter haar. Hoekom? Want as daar 'n slang daar voor in die pad is, dan is die man die eerste ene wat dit sien en hy kan sy gesin red. Nou, as 'n man weer volgende keer vir jou die deur oopmaak, dan moet jy nou wonder, wil hy hierdie slang met jou eerste pik? Of het hy ander gedagtes? So, babes van nou loop jy voor. Jy is die groot een, nou kan. Jy is die man, jy loop voor. So, maar dit was baie interessant vir my om dit so te leer, want ek het altyd gedink, is dit nie ongeskik as hulle net so voorloop en die arme vrou moet net hier agterna loop nie. En toe ons dit nou hoor, toe dink ek, dit is eintlik so mooi. Jy weet, partykeer judge mense boek by its covers, maar ons weet nie eintlik waaroor dit gaan nie. Maar so moet die pa die voorbeeld wees vir sy kinders. 'n voorbeeld van hoe 'n goddelike man moet wees. En in Deuteronomium 6, ek is jammer, ek vra verskoning, ek het nie my Bybelverse vir Jaco gegee nie. Maar Deuteronomium 6 vers 4 tot 7. Ek weet nie of ek jou met tyd gee om hom gou op te sit nie.
as hy. Hoor Israel, die Here onse God is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele, met jou hele siel en met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. En vers 6 sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag bevel, moet in jou hart wees. Vers 7, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook in Psalm 78, vers 4 tot 7, sê die woord ook, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here, en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Vers 5 sê, hy tog het 'n getuienis opgeruk in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en dit vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Nou, ons as ouers, maar ook dink ek belangriker paas, en ek pik nou nie op enige paas nie, maar dit is nou Vadersdag, so ek gebruik my geleentheid om met die paas te praat, maar vaders moet hulle gesinne lei en hulle kinders leer. Jy moet, as jy gaan uitgaan, moet jy vir jou kinders vertel, dit is hoe jy moet maak in die weë van die Here. As jy gaan slaap, dit is hoe jy moet maak in die weë van die Here. Jy moet dit in hulle inprint dag en nag. Dis eintlik wat die woord sê. Maar om dit te kan doen, moet die pa ook ingerig wees in die Here. En hy moet ook reeds die pad van die Here stap, anders kan hy nie sy kinders leer of lei in daai weë nie. Dit is hoekom die man die hoof van die huis is, sê Efesiërs 5 vir ons. Nie om te domineer of om gesag af te dwing nie, maar om te lei in liefde. Ek weet, meeste vaders kom van 'n era af waar 'n man van staal gemaak is. 'n Man mag nie sy emosie wys nie, want 'n man is trots. Maar ons as vrouens kan so maklik sê, ons is moeg. En na vriendin toe hardloop en sê, ek kan nie meer nie, ek is moeg, ek is oorlaai, hierdie week is net te veel, die kinders maak my mal, die hond en die kat en die man, almal, en dan voel ons beter. Maar 'n man het eintlik hy het nie so iemand nie, hy het nie so iets nie, want hy gaan nie na sy vriende toe en sê, ek is nou moeg en ek help my nie. So hy ontlaai nie, hy laai nie af dit wat hier binne pla nie. 'n Man hou alles in, want hy wil nie sy emosies wys nie. Maar daardie nie emosies wys nie, kan soms mense kinders wat eintlik in die pa se voetspore volg, hart groot maak. Dit kan hulle ook ontneem van noodsaaklike geestelike voeding wat hulle nodig het vir hulle elke dag. Soos byvoorbeeld om liefde aan jou kinders te wys, hulle 'n drukkie te gee, net so sommer net, kom hierso, kom ek gee jou 'n drukkie, net jou bietjie styf vashou, dat jy kan weet ek is lief vir jou. In die einde van 'n oproep om vir jou kind te sê, ek's lief vir jou, love you, bye, lekker dag, lekker slaap, of om roep en sê, weet jy wat, ek's trots op jou. Want dit is dinge wat kinders wil hoor, hulle wil hoor, hulle ouers is trots op hulle, want ek weet, ek myself is ook so 'n tipe persoon, as ek 'n fout maak, is ek harder op myself, as wat daai persoon kwaad is vir my. Ek kap myself meer af, as wat daai persoon ewen gaan doen, en trap myself meer uit, stout, jy moes dit nie gedoen het nie. So ek kan dink kinders is ook in 'n mate so, voordat jy nog vir 'n kind sê, maar jy moes nie dit gedoen het nie, dan hy al klaar homself gesê, ek moes nie, so die situasie, die kind voel klaar sleg, so partykeer wil 'n kind hoor, ek is lief vir jou, en ek is jammer, ek het 'n fout gemaak, of ek vergewe jou, kom ons beweeg aan, kom ons doen dit in goddelike liefde. Hulle leer dan net hoe om hard te word, en hulle leer dan hoe om hulle kinders hart groot te maak, en so gaan dit 'n eindelose siklus, wat nooit ophou nie. Goddelike liefde moet stig en bemoedig, dit moet nie afbreek nie, en dit moet nie iemand laat voel, ek is nie lief vir jou nie.
En dit is waar kinders leer om lief te hê, is by hulle paas. Wat se goddelike liefde wys ons vandag vir ons kinders elke dag? Hoe hanteer ons ander mense? Hoe hanteer ons mamma? Hoe hanteer ons ek vat nou 'n pa, hoe hanteer ek as pa myself as iets gebeur? Gooi ek die goedstukke, slaan ek die goedstukke, beklei ek, gaan ek mal? Dit is waar kinders sien, dit is hoe dit moet gebeur, dit is hoe ek moet optree. So kinders sien goddelike liefde van hulle pa, hoe hulle pa in sy omgewing, ander mense en homself en sy familie hanteer. So, wat se goddelike liefde wys ons aan ons kinders? Ek dink as mens nie self liefde van die Here ervaar het nie, dan kan jy nie daai goddelike liefde ooit oordra nie. Want as jy nie al ooit so volgemaak was van Jesus se liefde en jy dit al ervaar en jy weet hoe warm dit is en wat die Here se liefde vir jou doen nie, dan kan jy nie daai liefde oordra nie. So dan dra jy eintlik net wêreldse liefde oor, om te sê ek is lief vir jou en so gaan ons maar net aan, maar ons kan nie wys dit is wat goddelike liefde is nie. 1 Johannes 4 vers 7 tot 8 wil ek graag vir julle lees. Sorry. 1 Johannes 4 vers 7 tot 8. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Ons moet die liefde van die hemelse Vader eerste gaan soek. Ons julle as paas, ek wil nou sê ons, maar ek kan nie sê ek is 'n pa nie, maar julle as paas moet eerste God se liefde gaan soek en eerste julle leiding van God gaan soek, sodat julle dit kan oordra aan julle kinders. Nie net ek's lief vir jou of dit is hoe jy moet wees nie, maar jy moet daarin stap, want kinders volg nie met wat jy vir hulle sê nie, maar wat hulle sien. Hulle volg in jou voetspore met hoe jy met God is, hoe jy as pa kerk toe gaan, hoe jy as pa jou Bybel lees, hoe jy as pa in die huishouding as ons in 'n probleem is, wat doen die pa? Maak hy die Bybel oop, sê kom familie, kom ons vat hande, kom ons bid saam. Dit is hoe jy jou kind leer, dat dit is hoe dit moet doen, hoe dit gedoen word. En ons kry net een kans op hierdie aarde. Dis regtig, dis maak of breek. Want ons gaan of hierdie kinders groot maak in die weë van die Here, in die liefde van Jesus Christus, of ons gaan hulle breek, en dan gaan dit wees so, hulle leer hulle kinders so, hulle leer hulle kinders so, en dis waar almal sê van generational curses, want dit is, jy dra daai oor aan jou kind, en hulle dra het oor aan hulle kind, en so gaan dit aan. Ek het 'n interessante ding gelees wat sê, a father should build up his children. He should see the best in them as the Lord sees in you. Do not anger or frustrate your children, as this brings them into sin. Moenie jou kinders laat struikel nie. Die Bybel sê, moenie iemand anders te laat struikel nie, maar lei hulle eerder in waar hulle moet leef. Dit is die deel waar ek net nou gesê het, as 'n kind 'n fout maak, om nie daai kind meer af te bring nie, maar om eerder om op te bou en te sê, weet jy wat, ons almal maak foute. Ons as ouers wil partykeer so vinnig kwaad word as 'n kind nou nie lekker opgestaan het nie. En hy is nou geïrriteerd en hy wil nou nie vandag doen wat jy wil hê hy moet doen nie. Maar ons vergeet, ons staan ook partykeer met die verkeerde voet uit die bed uit op. En ons is valid om sulke emosies te mag hê. So hoekom mag daardie kinders nie ook sulke emosies hê nie? Hulle gaan nie altyd net lag en happy wees nie. Hulle gaan ook deur tye gaan wanneer hulle voel, ek is ongelukkig. Ek weet nie wat ek vandag moet wees, hoe ek moet wees, hoe ek moet voel vandag nie. So dit is ons plig, maar meer die Vader se plig, om hulle op te tel en te sê, dit is okay. Kom ek wys jou, hoe doen ons dit? Ons gaan, ons bid, ons vra vir die Here, om ons te help en ons te dra deur die dag. Wees die lig vir jou kinders, om die pad vir die Here te laat skyn. Wanneer 'n familie deur 'n moeilike tyd gaan, dan kyk hulle na hulle steunpilaar. En dit is hulle pa, vir hulp en vir gerusstelling en vir hoop en aanmoediging.
Want elke huis kyk na sy pa. Ons weet, meeste kinders hardloop eers na ma toe en ma sal troos, maar as daar 'n probleem is, wie bel ons eers? Ons bel vir pappa, want pappa gaan dit nou kom uitsorteer. So die pa is die eerste persoon na wie toe ons gaan. And if a father respects and submits to God in all things, his faith will be a comfort for his children. Soos Abraham met alles op God vertrou het, so het Isak ook met alles op sy pa Abraham vertrou, want hy het in sy pa se spore gevolg. En soos Abraham op die toets gesit was deur God, so gaan elke pa ook elke dag deur toetste. Ek dink die meeste van almal gaan die pa die meeste deur toetse elke dag. Want die vyand weet dat as hy die hoof van die huis kan afbreek, dan het hy die hele huis verwoes. En die pa is die hoof van die huis. En dit is hoekom die vyand so hard werk om huwelike op te breek, om families op te breek, om families teen mekaar te draai. En waar begin hy eers? Hy begin nie altyd net by die kinders nie, hy begin by die pa. Want as hy die pa uit verhouding uit kan trek, of kan weglei, of kan laat val, dan val alles uit mekaar uit. So, hy sal die hardste op die pa kap om hom te laat struikel. En dit is die pa se plig om so ingeënt in die Here te wees, dat jy nie struikel nie, dat jy nie vir die duiwel daai een oop kansie gee, om 'n opening deurtjie te kan hê, om jou te kan laat struikel nie, of jou te kan laat val nie. As jy voel, ek gaan nou kwaad word en ek gaan hierdie kind nou iets aandoen, dis wanneer jy die duiwel kans gee. Want dan sit daai gedagtes in jou kop, nee, nou moet ek, en dan maak jy jou net kwader, en hy werk deur daai kind om jou nog meer te frustreer, en dan word dit 'n groot situasie. Seker klein goedjies wat die duiwel gebruik, wat mense nie elke dag dink, jy weet, dit is die duiwel wat daardeur werk nie, maar die duiwel gebruik sulke goeders, want hy weet, dan word hy pa kwaad, en dit is hoe die situasie dan draai. En dan daardeur wys jy nie vir jou kind wat is goddelike liefde nie, en hoe met 'n pa optree nie. En jy as pa dra die hele gesin op jou skouers. Almal kyk na jou vir leiding. Kinders grootmaak is seker een van die grootste toetse op hierdie aardbol. Ek dink, daar is nie 'n ander groter toets as kinders grootmaak nie, want vandat hulle gebore is, toets hulle jou, jy weet, en jy weet nie, is hierdie kind, huil hierdie kind nou somme nou net, is daar iets fout, is die kind siek, die kind kan nog nie praat nie, en dan begin die kind te praat, en dan weet jy nie, wat gebeur nou in hierdie situasie, dan begin die kind te loop, en dan gaan die kind skool toe, en dan gaan die kind hoërskool toe, en dan gaan die kind universiteit toe, en evenal is jou kinders uit die huis uit, en hulle is 40 en 50 jaar oud, is jy nog steeds elke dag op die toets, want ouers sit nog steeds heel dag en worry oor hulle kinders, en wonder, gaan hulle alright, is hulle alright, en as hulle moeilikheid in hulle huishoudings met hulle families het, dan is jy as ouer ook saam met hulle bekommerd. So, 'n kinders is die grootste toets wat ons ooit sal kry. Maar soos Abraham moes kies om elke liewe dag op te staan en aan te gaan en te beweeg en nie stil te staan nie. Ek moet net vorentoe beweeg vir die Here. So met ons ook, vir julle as paas ook, opstaan elke dag en sê, ek beweeg vorentoe, ek gaan dit doen vir die Here, ek moet, dit is wat my kind moet leer. So ek wil elke pa bemoedig vanoggend om elke minuut, elke dag te sê, ek gaan voort, ek trek deur, ek vertrou op die Here. En ek dink pastoor het in sy laasweek se preek ook gesê van Joshua vers 14 tot 15, want dit is ook die vorige preek. Ek en my huis sal die Here dien. Dit moet die lese wees vir elke huishouding wat hierso in hierdie plek sit vandag. Dit moet ons lese wees om te sê, maak nie saak wat my buurman glo en wat die juffrou by die skool glo of wat wie glo nie, maar ek en my huis sal die Here dien. En daar's 'n prys daaraan. Dit is nie net gaan sit in die kerk en ons gaan elke Sondag gou kerk toe, dan gaan ons huis toe, dan gaan die week weer aan nie. Dit is elke dag opstaan vir die Here. Opstaan en sê, ons gaan bid, ons gaan 'n goeie dag hê. Kinders kom, vrou kom ons bid saam, kom ons wees saam in die Here. Kom ons leer my kind, kom ek kies om vandag nie kwaad te word nie. Kom ek kies om vandag 'n beter mens te wees, sodat my kinders kan sien hoe 'n goddelike man moet optree. Dit is
ek en my huis sal die Here dien. Dit het 'n prys. En dit maak nie saak wat ander mense sê nie, maar in hierdie tyd waarin ons lewe, het ons nodig vir goddelike paas om op te staan. Ons het nodig vir goddelike oupas om op te staan. As 'n oupa nie 'n kind leer in die weë van die Here nie, en die pa doen dit nie, dan waar gaan daai kind leer? Ek ken 'n dame wat gesê het, een van haar familielede is 'n ateïs, en sy is so groot geword, en dis nou maar wat sy ken. En so het sy haar kinders nou groot gemaak. Sy het klein kindertjies. Hulle glo nie in die Here nie, en hulle mag nie die Here se naam sê nie. Nou gaan hulle na skool toe, daar mag nie vir hulle Bybel gelees word en sulke goed nie. En hoe sleg is dit? Daai vrou maak haar kinders so groot. Daai kinders word groot, gaan hulle kinders. Hulle gaan dalk 4, 5 kinders elke hê. Hulle gaan dalk 10 kleinkinders hê, 20 kleinkinders. So gaan die siklus net groter en groter en groter. Dit begin by ons om dit te stop en te sê, nie ek in my huis nie. En jou kinders te leer en te sê, weet jy wat, plant net die saadjie by jou maatjie, by die skool. Sê net ietsie van die Here. Al sê hulle wil niks van die Here hoor nie. Dis tog ons werk ook. Ons moet ook na mense toe gaan en as hulle sê ek wil niks van die Here hoor nie, gesels net met hulle, wys hulle Jesus liefde deur jou, sodat hulle weer kan gaan, môre oormôre gaan dink hulle daaraan. En dan gaan sit hulle daar op 'n plek en iemand anders te kom sê ook ietsie en gooi bietjie nat en dan laat God dit groei. En so draai ons dan weer wat daai persoon dalk 20, 30, 40 mense kon beïnvloed het, kan mens draai na die Here toe. So mense moet jou kinders leer en jy moet jou huishouding leer om die Here te dien. Want dit is wat ons nodig het vir paas om die pad oop te lig, voor te loop. Nie laat die vrou nie voorloop nie, maar om die paas moet voorloop en sê dit is hoe ons die Here gaan dien. Soos Abraham vertrou op God. En ek wil vandag dankie sê vir elke pa en elke oupa. Dankie vir julle harde werk vir julle gesin. Regtig waar, ons weet julle werk hard vir julle families. Ons weet julle bid julle knieë deur vir julle families. Dankie dat julle hande nie bang is om te werk nie, om julle gesin te dra nie. Dankie dat julle geduld en liefde het, en dankie dat julle kinders grootmaak in die weë van die Here. Maar ek wil vra, as dit alright is, kan elke pa hier vorentoe kom, en dan wil ek graag net so gesamentlik 'n gebed sê vir elkeen as dit reg is. Vir die maak saam met die stem op. Wat bedoel jy? Okay. Kom ons sluit die oë, ons dink so aan Barry se op daarso. Dierbare Vader, ons kom vanmôre Here en ons dra elke pa vanmôre by U Here. Here, maak hulle sterk, Here. Maak hulle sterk in hulle geloof, Here, en hulle vertroue op U, Here. Ek wil vra, Vader, dat U elke een wat vanmôre hier opgestaan het, Here, elke pa, elke oupa, Here, sal seën met die wysheid, Here, om hulle kinders en hulle kleinkinders te kan leer, Here. Dat hulle weet, al het hulle voorheen nie, Here, dit is nooit te laat om nou iets te doen, Here. Dit is nou tyd om hulle groot te maak en verder te leer in die weë van U, Here. Help hulle, Here, om krag te ontvang, Vader, om elke dag op te staan en te sê, ek gaan nie kwaad word nie, ek gaan nie dit nie, ek gaan nie dit nie, ek gaan my kinders en my kleinkinders wys en my vrou en my huis wys. Dit is hoe 'n goddelike man moet wees, Here. Ek vra, Vader, dat elke ene, Here, U liefde vanmôre sal ontvang, Here, en ervaar, Here, sodat hulle daai liefde vir hulle kinders sal kan uitdra, Here. Seën elke pa wat vanmôre hier opstaan, Here. Seën hulle in hulle werk en hulle besighede, Here, dat hulle sal ontvang meer as wat hulle gedink het, Here. Seën hulle, Here. Seën hulle bakskottels, seën hulle koskaste, seën hulle huishoudings, Here. Seën hulle familie, seën hulle kinders, hulle nageslagte, hulle kleinkinders, Here. Laat die seën sal reën op elke persoon, Here. Elke pa wat vanmôre hier opstaan, Here. Elke hoof van die huis, Here. Elke priester wat hier so
ingeënt het, Here, om die huishouding te lei, Here, en die huishouding te dra, Here. Seën hulle, Here. Maak hulle sterk soos Samsons, Here, sodat hulle hierdie laste van die lewe sal kan dra, Here, met U liefde, U wysheid en U krag, Here. Ek seën hulle in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Ek wil net ook sommer dan afsluit. Ek is jammer ek het 'n bietjie vroeg klaar gemaak, maar anders dis sou ek dit ook nie gemaak het nie. So, ek gaan net afsluit. Baie dankie vir elkeen wat vanmôre hier was en ek hoop die woord dra by elke pa vanmiddag vanoggend iets en ek hoop dat elke pa geseënd is in dit wat hulle doen elke dag en dat julle daai seën vir julle kinders sal uitdra. So ek wil net hê ons moet net die oë sluit en dan sluit ons net af met gebed. Dierbare Vader, baie dankie Here vir die woord wat U vir ons gegee het, Here. Dankie Here vir dit wat U vir ons gedoen het vanmôre, Here. Dingetjies wat U vir ons kom leer het, Here, wat U vir ons kom wakker maak het in ons gees, Here, sodat ons meer oplettend sal wees, Here, met dit wat ons vir ons kinders uitstort, Vader. Ek vra Here Jesus dat U saam met elke persoon sal gaan, Here, dat U dit sal in hulle geeste wakker maak, Here. Dat U daai saadjie wat geplant is, Here, dat U dit sal laat groei, Vader, en dat hulle dit weer sal uitstort aan elke persoon in hulle huishouding, in hulle gesin, in hulle families en by hulle werke, Here. Gaan saam met ons, Here, waar ons nou verder gaan met die verrigtinge vir die dag, vir die Vadersdag, Here. Dankie, Here, vir elke pa wat U vir ons gegee het, Here. Dankie dat ons nog pa's in ons lewe het om te kan sê, ek het my pa en ek kan vir my pa gaan kuier vandag, Here. Seën elke persoon wat dit vanmôre nie kan sê nie, Here. Wees met elke persoon, Here, waar hulle dalk hartseer nou beleef, Here, omdat hulle dalk 'n vader aan die dood afgesterf het in hierdie tyd, geseën het in hierdie tyd, Here. Wees met hulle, Here, en seën hulle, Vader. Gaan saam met elke persoon, Here, wat nou wegry hierso, Here, dat hulle veilig by hulle bestemming sal kom, Here. Dankie, Here, vir dit wat U vir ons gedoen het. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.